Goeiemôre aan almal en baie welkom by ons volgende erediens hier by die gemeente NG Kempton Park Oos. Geliefdes, dit bly vir ons 'n absolute voorreg om hierdie tyd saam met julle te kan spandeer so deur middel van die internet en ons hoop en vertrou dit ook so goed met elkeen van julle gaan. Ek wil begin deur eerstens om verskoning te vra, want deur verloop van vanoggend se erediens mag julle dalk bietjie geraas in die agtergrond hoor en ek voel net dit is daarom belangrik dat ek vir julle sê wat dit wel is voordat julle eie afleidings begin maak. Ek en my vrou is baie lief vir diere en vir voëls en ons het besluit maar om hier in ons tuin net hier aan die kant van my venster 'n paar plekkies toe te ken waar ons voëlsaad vir die verskillende voëls in die area uit te sit. Soos julle kan dink, vir die eerste paar dae het ons klomp verskillende spesies gesien en toe het die duwe totaal en al oorgeneem. En nou, vanoggend tot aand, is die duwe besig om nie die vrug van die gees as belangrik te beskou nie. Nee, hulle jaag mekaar rond en donsies trek oral. So geliefdes, ek vra al vroegtydig om verskoning, daar gaan bietjie geraas in die agtergrond wees. As julle dit hoor, dit is die duwe wat nou weer stry oor wie se kos dit werklik is. Maar ja, dit daar gelaat. Geliefdes, dan net een of twee afkondigings. Volgende week Sondag, die 13de April, is dit ons buitelig erediens en almal is genooi om kerk toe te kom. Daar gaan wel 2 eredienste by die kerk wees, een binne in die kerk self en dan een buite op die kerkgronde wat bietjie meer gefokus sal wees rondom ouers en hulle kinders wat betrokke by die kategese is. Maar geliefdes, julle is meer as welkom en daar sal ook 'n aanlyn erediens wees, so julle hoef nie daaroor te bekommer nie, maar indien julle wel naby is, geliefdes, kom kuier saam met ons die dag. Daar gaan springkastele wees, indien jy self op die springkastele wil klim. Geliefdes, dit is op julle eie risiko, dit is eintlik maar net vir die kinders, maar ons weet, dit gaan 'n baie gesellige geleentheid wees. Maar dit ons afkondigings, geliefdes, ek begin graag vir ons vanoggend se erediens deur 'n wotum vir ons te lees. Dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Dit gaan goed met die wat sy verordeninge gehoorsaam, die wat met hulle hele hart sy wil doen, geen onreg pleeg nie en in sy weë wandel. U het u bevele gegee, dat dit ten volle uitgevoer moet word. As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly en my aan u voorskrifte kan hou. As ek al u gebooie in ag neem, sal ek nooit raad op wees nie. U bepalings is regverdig. As ek hulle ter harte neem, sal ek u loof met 'n opregte hart. Ek sal my aan u voorskrifte hou, moet my tog nooit verlaat nie. Amen. Geliefdes, genade en vrede in oorvloed aan elkeen van julle. Dit kom van God die Vader, deur die wonderlike werking van God die Seun, wat ook so aan ons bekend gemaak word deur God die Heilige Gees. Kom ons gebruik hierdie geleentheid om saam te bid. Here, dankie dat ons weer eens deur middel van die internet bymekaar kan kom, dat ons na u woord toe sal keer. En help asseblief dat ons altyd die noodsaaklikheid van u woord in ons wêreld en in ons lewens vandag sal kan erken. Here, u het vir ons u lewende woord gekom gee om daarvan te leer, om ook so mense se lewens te kom verander, te inspireer tot u waarheid. Here, help ons dat ons daarin asseblief sal groei, dat ons nooit die Bybel as verlore en verlate sal beskou nie, maar as ons waarheid, Here, dit waarna ons streef, ons wat 'n besluit maak om dit elke liewe dag deel van ons lewens te maak, en daardeur ook al hoe nader en nader aan u te beweeg en meer van u te leer. Here, wees asseblief met soveel mense daar buite wat minder bevoorreg is, wat minder het as ons. Here, baie kere kyk ons met blinde oë in dit vas, dit wat ons het, dit wat ons as vanselfsprekend beskou, waar daar soveel mense daar buite nie eers u woord het nie. Dat hulle nie eens iets warm het om aan te trek, en veral waar dit nou so noodsaaklik is, Here, met dit, die weer wat al hoe kouer en kouer word. Help asseblief dat ons verby dit wat ons het sal kyk,
en dat ons ook so sal uitreik na die wat rondom ons is, laat ons daar sal kan uithelp en ondersteun. Maar Here, dankie vir dit wat ons wel het. Dankie dat ons ook na hierdie lewe kan kyk en sien en erken dat U is saam met ons, dat U versorg ons. Maar Here, daar is soveel seer en leemte in hierdie wêreld vandag. Gebruik ons asseblief. Laat ons U hande en voete in hierdie gebroke wêreld sal wees. Laat ons ook 'n verskil daar buite kan maak deur U Gees wat ons kom versterk. Here, ons wil hê dat almal U woord as hul waarheid beskou. Laat almal daarvolgens sal leef, dit as hul basis, hul anker, hul kompas sal gebruik. Here, ons wil hê U gemeenskap moet groei. Ons wil hê almal in hierdie wêreld moet weet wie U is en wat U vir ons kom doen het. En Here, die Bybel kom vertel vir ons dit. Help asseblief, laat ons die Bybel, U woord, elke dag in ons lewens sal inkorporeer. Dat ons nooit daarvan sal wegbeweeg nie. Ons prys U heilige naam en ons dank U vir U liefde en genade. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vir vandag kom uit Psalm 119 uit. Maar dit gaan daarom nie die hele Psalm wees nie. So geliefdes, julle hoef nou nie enigstens bang te wees nie. Ek weet 'n hele klompie van julle mag dalk so bietjie geskrik het, maar nee, ons gaan net Psalm 119 verse 9 tot 16 saam lees. Maar dit sal eers bietjie later wees. Ek deel graag eers 'n inleiding. Wat beteken die term woord van God? As iemand vandag na ons toe sou kom, hulle is nuut tot die geloof, hulle is baie opgewonde, hulle is nuuskierig, maar hulle sê vir ons, oor die afgelope paar maande, wat hulle nou al tot geloof gekom het hulle van soveel verskillende mense hierdie term, hierdie beginsel woord van God gehoor, maar dit was op verskillende maniere gebruik. En hoe meer hulle die Bybel nader, hoe meer sukkel hulle om tot 'n konkrete antwoord te kom. So daarom keer hulle na ons toe en hulle vra maar, wat is die woord van God? Geliefdes, wat sal ons antwoord dan wees? En net so vinnige leidraad, die antwoord is nie so maklik of eenvoudig soos wat dit dalk mag voorkom nie. Laat ek eerder so vra, aan hoeveel verskillende antwoorde kan julle dink tot die vraag, wat is die woord van God? Ek deel graag 'n paar antwoorde waaraan julle dalk mag dink. Eerstens, die woord van God is hierdie, die Bybel. 'n Samestelling of 'n bundel van verskillende boeke en briewe, wat in verskillende literatuurstyle geskryf is, wat getuig en verkondig van God drie-enig. Dit is die woord van God, die Bybel. Tweedens, die woord van God is die waarheid waarvoor God staan. Dit wat in die Bybel opgevat is en wat verkondig word deur die Bybel. Ek lees graag vir julle 1 Tessalonisense 2 vers 13. Ons dank God dan ook gedurig daarvoor, dat julle die boodskap van God wat julle van ons gehoor het, ontvang en aangeneem het in die oortuiging dat dit nie mensewoorde is nie, maar die woord van God. En dit is ook inderdaad die woord van God, soos die uitwerking daarvan op julle wat glo bewys. So geliefdes, in ander woorde, dit wat ver oggend hier plaasvind, of vir julle vanmiddag of vanaand, die tyd is irrelevant, maar ons wat so deur middel van die internet fokus op die woord van die Here, nie net die Bybel nie, maar die waarheid wat die Bybel van praat, dit word ook gesien as deel van die woord van God. Derdens, die woord van God is God self. Ek lees vir julle Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hier raak dinge so bietjie gekompliseerd. Vierde antwoord waaraan julle dalk mag gedink het. Die woord van God
is Jesus Christus. Ek lees vir julle Johannes 1 vers 14. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. 5de, Hebreërs 11 vers 3. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. God het deur sy woord geskape, die wêreld, die kosmos, die diere, die plante, jou voeltjies wat hier mekaar buite so beet kry, alles. God het alles geskape. Maar ons kan hierdie gedeelte op een van twee maniere interpreteer. Eerstens kan ons sê, God het geskape deur sy woord, bedoelende deur te praat. Hy het gespreek en daar het ontstaan. Maar ons kan dit ook interpreteer as God het geskape deur Jesus Christus, want sy woord is Jesus Christus. Nie dat hier 'n reg of 'n verkeerd is nie, ons gaan maar net bloot deur die verskillende interpretasies wat daar is. 6de, die woord van die Here is volmaak, dit gee lewe. So staan dit in Psalm 19, vers 8b. En hierdie kan ook op twee verskillende maniere interpreteer word. Ons kan aan die een kant sê, maar die Bybel is volmaak en die Bybel gee vir ons lewe, want dit lei ons tot 'n dieper verstaan van die Here. Maar ons kan dit ook interpreteer en sê, maar Jesus Christus is volmaak en hy kom gee vir ons lewe, want hy het al ons sondes op homself geneem en vir ons aan die kruis daarvoor gesterf. Die term, die beginsel, woord van God, kan op baie verskillende plekke reg deur die Bybel vertaal word met die wet van God. God se verordeninge, sy bevele, sy voorskrifte, sy gebooie, sy bepalings, sy beloftes. Geliefdes, daar is nie 'n maklike, kort en kragtige, vinnige antwoord tot wat hierdie term, hierdie beginsel, woord van God beteken nie. Maar ek gaan tot die beste van my vermoë 'n stelling probeer oorgee wat hierdie groot, moeilike term in 'n neutedop probeer opvat. Die woord van God is God drie-enig, wat net op verskillende maniere aan ons geopenbaar word. Deur die Bybel, wat ook die woord van God is. Deur God as Vader, deur God as Seun en deur God as Heilige Gees. Die woord van God is God drie-enig, maar baie belangrik, dit dien ook as 'n verlengstuk tot wie en wat hy werklik is. Nou geliefdes, hier wil ek half inspring en sê, ek weet dit klink vreemd. Baie van julle mag dalk absoluut teen dit wat ek nou gesê het skop en sê, maar nee, dit maak nie sin nie. Maar geliefdes, die woord van God, bedoelende nou die Bybel, dui vir ons soveel meer aan, maar die woord van God is meer as net hierdie samestelling, hierdie bundel van verhale wat kom getuig van God drie-enig. Ja, die woord van God is insluit in die Bybel, maar dit is soveel meer. En hoe beter ons die woord van God ken, verwysend nou na die Bybel en die groter omvattende begrip daarvan, God drie-enig as geheel, die waarheid van God, die verlossing van Jesus Christus, sy beloftes en die lys gaan aan. Hoe beter ons hierdie verstaan en daarmee bekend raak, hoe makliker sal dit vir ons wees om tot in 'n punt met ons verhouding met die Here te groei, waar ons met sekerheid kan sê, maar ons ken die Here. Nie net ons is van hom bewus of ons het al bietjie van hom gelees nie, ons ken hom op 'n persoonlike vlak. Wanneer ons die kop skuif maak, wanneer ons dit probeer aandurf, dat die term woord van God nie net verwysend na die Bybel is nie, maar die verskillende maniere wat God homself aan ons kom openbaar, kom skep dit vir ons soveel nuwe geleenthede om hom te nader.
begin ons die Bybel anders beskou, begin ons dit sien as hierdie ongelooflike bron waaruit ons kan leer. Is dit nie net meer stories van God drie-enig nie, maar is dit 'n medium waardeur ons sy beloftes, sy wette, sy waarhede, sy liefde soveel beter kan leer ken. En dit bring vir ons bevryding. Dit gee vir ons nuwe krag, dit gee vir ons leiding. Geliefdes, ons skriflesing getuig van presies dit en soveel meer. Maar voordat ons dit saam gaan lees, wil ek graag 'n paar interessante feite oorgee rakende Psalm 119. Psalm 119 staan bekend as 'n alfabetlied. En ja, dit is die heel langste psalm en hoofstuk wat ons in die hele Bybel kry met 176 verse. So eerstens, omdat hierdie 'n lied is, beskou baie mense tot vandag toe nog na die verskillende paragrawe of gedeeltetjies binne dit as strofes, 'n musikale term. Daar's 22 van hierdie verskillende strofes. Nou julle mag dalk wonder, maar hoekom so baie? Wel, die antwoord is eintlik baie eenvoudig, want die Hebreëse alfabet bestaan uit 22 letters. Onthou, hierdie is 'n alfabetlied. Wat beteken? Elke strofe begin met die opeenvolgende letter van die Hebreëse alfabet. So, strofe 1 begin met die heel eerste letter van die Hebreëse alfabet, wat bekend staan as Alef. Maar elke vers wat binne in die eerste strofe gevind word, begin ook met die eerste letter van die Hebreëse alfabet. As ons na die tweede strofe toe gaan, begin dit met die tweede letter van die Hebreëse alfabet, wat bekend staan as Bet, en dis die gedeelte waarna ons vanoggend gaan kyk. Maar saam met dit, elke liewe reël wat in hierdie strofe gevind word, begin ook met die tweede letter van die Hebreëse alfabet, en so beweeg ons dan reg deur Psalm 119 tot die heel laaste letter van die Hebreëse alfabet. Maar saam met dit, elkeen van hierdie 22 strofes het 8 verse, nie minder of nie meer nie. So Psalm 119 bestaan uit 22 verskillende strofes, elkeen wat met die volgende letter van die Hebreëse alfabet begin en elkeen wat 8 verse binne hulle het. En die hoofboodskap van Psalm 119 is eintlik so eenvoudig, maar tog so omvattend en relevant. En dit is die noodsaaklikheid van die woord van God in ons alledaagse lewens. En woord van God is hier nie net verwysend na die Bybel nie, maar die verskillende maniere waardeur hy homself aan ons openbaar, waar ons 'n geleentheid het om meer van hom te leer. Geliefdes, baie interessant. Ons is nie seker wie Psalm 119 geskryf het nie, maar daar's baie Jode wat beweer dat dit Dawid was, en hy het dit as 'n lied geskryf, om vir sy seun Salomo 'n paar baie belangrike dinge te leer. Eerstens het hy vir Salomo, of het hulle beweer, dat hy hierdeur vir Salomo die alfabet sou leer, wat eintlik perfek is, want elke strofe en elke reël in elke strofe begin met 'n spesifieke letter in die Hebreëse alfabet. Maar terselfdertyd het hulle ook beweer dat Dawid hierdeur vir Salomo die wet van God kon leer, van 'n jong ouderdom af. Leer hy wat die alfabet is en somme ook so die wet van God. Nou is 'n baie oulike en kreatiewe manier om daarna te kyk, maar soos uitgelig, ons is nie 100% seker wie hierdie gedeelte geskryf het nie. Maar met dit as agtergrond, kom ons lees vanoggend se skriflesing saam, Psalm 119 verse 9 tot 16. Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Deur om te hou aan u woord. Ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van u gebooie nie. Aan u beloftes hou ek vas. Dit weerhou my van sonde teen u. Aan u kom u lof toe, Here. Leer my u voorskrifte. Al u bepalings wil ek een vir een opnoem. Om volgens u verordeninge te lewe, gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld.
U bevele bly my altyd by. Ek gee ag op die pad wat U aanwys. Ek verlustig my in U voorskrifte. U woord vergeet ek nie. Ek lees tot sover. 'n Pragtige, treffende manier om aan die Here oor te dra. Maar Here, ek wil U persoonlik leer ken. Ek wil aan U woord vashou. Ek wil aan U gehoorsaam wees. Ek wil U woord so ken, dat ek verstaan wat dit beteken om aan U gehoorsaam te wees. Die verwagtinge wat U van my het, wil ek deel maak van my alledaagse lewe. Ek wil nie net U wette en U reëls as iets ekstern beskou, wat ek van tyd tot tyd maar in my lewe probeer inforceer nie. Nee, ek wil dit deel maak, ek wil dit as my eie sien. Ek wil op 'n diep en 'n intieme manier 'n pad saam met U stap, my Here, my Verlosser. Hierdie psalm kan ook gesien word as 'n toewydingsgebed wat ons vir die Here kan opsê. Want dit is al te duidelik dat die psalmdigter verlustig homself aan die Here en die woord van die Here. Hy vind vreugde in alles wat die Here het om vir ons te gee, aan die groter, dieper betekenis van die woord van God. In vers 9 vra die digter, maar hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Of in ander woorde, hoe kan hulle die regte pad leef? Nou eerstens, hierdie is nie net van toepassing op jong mense nie. Dis op toepassing van enige iemand wie self deel vind van die groter uitverkore volk van God. So hoe kan so iemand die regte pad loop, 'n skoon lewe lei? Wel, deur alself aan die woord van God of die woord van die Here te hou, om daardeur gelei te word, om dit deel van ons eie lewens te maak, of in ander woorde, om dit persoonlik ons eie te maak. In vers 10 sê die psalmdigter, laat my nie afwyk van U gebooie nie. Of in ander woorde, laat ek U gebooie ken. 'n ander manier waardeur U aan ons as mens kom openbaar, is deur sy gebooie. Hoe meer ons sy gebooie nastreef, uitleef, hoe meer sien ons en hoe meer leer ons van die Here ken. Die psalmdigter is besig om te sê, maar laat ek gemaklik wees daarmee. Laat ek U gebooie so goed ken, dat dit outomaties deel van my lewe sal wees. In vers 11, aan die beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen U. U beloftes, dit is nog 'n manier waardeur U Uself aan ons as mens kom openbaar. Ons kan soveel van U leer, deur bloot net na U beloftes te gaan kyk, die beloftes wat U aan ons voorvaders gemaak het. Toe U vir Abraham gesê het, maar jy sal 'n seun kry, 'n nageslag soveel soos die sterre in die lig. Ek sal jou bring na die beloofde land en ek sal jou en jou nageslag so God vir altyd wees. Daardie troos, daardie hoop, dat U nie teen U woord gaan nie, dit kom vernuwe ons, dit help ons om nie teen U te sondig nie. Vers 12, leer my U voorskrifte, of in ander woorde, leer my U wil, U wette, U woord. In vers 13 staan daar, al U bepalings wil ek een vir een opneem. Weerens, ek wil dit ken, ek wil dit op 'n persoonlike vlak ken, ek wil dit deel van my lewe maak. Ek wil so naby aan U bepalings leef, dat ek in staat is om dit een vir een op te kan noem. Vers 14, om volgens U verordeninge te lewe, gee my meer vreugde as al die rykdom in die wêreld. Dit wat vir my geluk bring in die gebroke wêreld van vandag is nie die rykdom van wat hierdie wêreld het om te offer nie. Nee, dit is U woord en alles wat U woord van behels. Deur U verordeninge dit ter harte te neem, deur 'n keuse te maak om dit te implementeer in my lewe, dit is waar my geluk lê. Vers 15.
U bevele bly my altyd by. Ek gee ag op die pad wat U aanwys. Of in ander woorde, dit is deur U bevele wat ek weet hoe ek veronderstel is om te lewe. En vir daardie rede sal ek daaraan vashou, sal ek aan U vashou en U soek in alles wat ek doen. En dan sluit hierdie gedeelte, hierdie strofe af, vers 16, ek verlustig my in U voorskrifte, U woord vergeet ek nie. Baie interessant, alhoewel elkeen van hierdie verskillende verse ons in 'n sekere rigting instuur en tot 'n mate verskillend is, kom sê elkeen van hulle presies dieselfde. Ek wil die woord van God ken. Woord van God, weer eens, oorkoepelende, insluitende term. Ek wil die woord van God, sy beloftes, alles wil ek uitleef. Ek wil dit bekend maak, ek wil dit verkondig. En geliefdes, ek moedig elkeen van julle aan, so 'n bietjie huiswerk, as ek dit so kan stel, ergens deur die loop van die dag of deur die loop van die week, maak julle Bybel oop en gaan kyk na Psalm 119, al 176 verse. Kies enige een van hulle. En julle sal baie vinnig agterkom dat elke liewe een van al daardie verse fokus op dieselfde ding. Die noodsaaklikheid van die woord van God. Hierdie hele Psalm as geheel kom getuig van hoe nodig ons sy woord het. Weer eens, met sy woord is dit sy wil, sy wette, sy belofte, sy reëls, alles insluitend. Maar elke liewe een van hierdie verse wat ons in hierdie Psalm kry, kom getuig daarvan. So die vraag is dan, wat moet ons doen? Hoe neem ons die eerste stap om hierdie Psalm as 'n toewydingspsalm in ons eie lewe te implementeer? Hoe raak ons al hoe meer en meer bewus van die dieper betekenis van die woord van God? Wel, ons begin by die begin. Ons lees die Bybel. En baie belangrik, dit wat ons lees, die waarheid wat daarin opgevat is, maak ons eie waarheid. Die sleutel tot 'n dieper verstaan van die woord van God staan opgeskryf in die woord van God. Maar net as ons dit toelaat om so deur ons te werk. Bedoelende, ons kan die Bybel, die een faset, die een element van die woord van God, kan ons van oggend tot aand deurlees. Ons kan hierdie Bybel 1000 keer deurlees. Maar as ons nie die waarheid van dit wat daar binne in staan as ons eie beskou nie, sal die Bybel, sal die woord van die Here, sy regulasies, sy reëls, sy beloftes, nie vir ons veel waarde in hê nie. Want dit sal altyd iets ekstern bly, wat ons van tyd tot tyd in ons lewens probeer intrek. Ons het dit dan nie ons eie gemaak nie. En vir solank as wat ons die woord van God so as 'n eksterne bron van waarheid beskou en nie ons eie nie, vir so lank gaan ons nie die noodsaaklikheid van die woord van God kan erken nie. En geliefdes, ek sê die volgende met alle respek. Ek dink daar's soveel mense daar buite, oud en jonk, wat die Bybel sien as iets wat ons bloot net in die kerk hoef te lees. En dan lees ons dit in afval nie self nie, dis die dominee of die pastoor of wie ook al daarvoor staan, wie dit lees. Of as ons besig is om ons verhouding met die Here te vestig. Ons leer net van die ou bekende name, van die Abraham en Jakob en Josef en ons moet dan seker ook bietjie Nuwe Testament, 'n paar van die disippels, Paulus. Maar as ons daardie name ken, dan dink baie mense, maar dan is dit nie meer nodig om die Bybel te lees nie. Ons kan eerder ons tyd spandeer aan stilte, of gebed, of 'n dagstukkie te lees. En ja, elkeen van hierdie geestelike gebruike is uiters belangrik en het 'n plek
in ons verhouding met die Here, hierdie reistog wat ons saam met hom neem. Maar niks kan of moet die waarde en die impak van wat Bybel lees het nie. Geliefdes, die hele Psalm 119, die langste Psalm en die langste hoofstuk in die hele Bybel, al 176 verse daarvan, getuig van hoe belangrik die woord van God is en alles wat dit behels. Hoe belangrik dit vir ons is om die Here en sy woord op 'n persoonlike vlak te ken, om werklik 'n honger daarvoor te kry. So geliefdes, en hiermee wil ek eintlik afsluit op 'n baie eenvoudige manier en deur 'n baie eenvoudige boodskap oor te dra. Probeer tot die beste van julle vermoëns Bybel te lees. Maak 'n punt daarvan om elke liewe dag Bybel te lees. Die Bybel is nie net sommer een of ander bundel, 'n samestelling met 'n storieetjie hier en 'n storieetjie daar nie. Die Bybel vorm deel van die onfeilbare woord van God, wat ons in staat stel om meer van hom te kan raak sien in hierdie gebroke wêreld vandag, want hy het gekies om deur soveel verskillende maniere homself aan ons te openbaar. Sy woord, die Bybel, sy wette, sy reëls, sy regulasies, sy beloftes, sy seën, homself, die lys gaan aan. Geliefdes, hoe meer ons van die Bybel ken, hoe meer verstaan ons die Here. Nie laat ons hom ooit ten volle sal kan verstaan nie, maar hoe meer begin ons hom verstaan. Dit is deur ons wat die Bybel bestudeer, wat ons tot op die punt kan kom om te sê, maar sy wette en sy regulasies, 'n manier waardeur hy homself openbaar aan ons, dit moenie as wette eintlik gesien word vandag nie. Dit is nie ietsie wat afforceer of afgedwing moet word op ons nie. Dis ietsie wat ons uitleef, uit dankbaarheid vir dit wat hy vir ons kom doen het. Ons dade, of ons sy wette nakom of nie, dit gaan nie bepaal of ons verlos word nie. Dis wat ons leer as ons die Bybel beter ken. Hoe meer ons die Bybel ken, hoe meer begin ons die waarheid begryp, maar Jesus Christus het werklik vir al ons sondes gesterf, nie net vir van hulle nie net gedeeltelik nie, hy het vir al ons sondes gesterf en hy het dit afbetaal. Wat beteken ons het geen bydra tot ons eie verlossing nie, dit was Jesus Christus alleen. Dit kan ons net werklik insien as ons die Bybel lees. Hoe meer ons die Bybel ken, hoe meer begin ons sy omvattende liefde begryp, dat almal is werklik welkom. Dat die Here meer as gewillig is om te antwoord, ja my kind, vir enige iemand wat sy naam uitroep. Hoe meer ek die Bybel lees, hoe dieper groei die wortels in my verhouding met God drie-enig, tot op so 'n punt waar ons saam ingeweef is en waar my waarheid sy waarheid is en ek nie meer onderskeid daarin kan tref nie. Geliefdes, kom ons maak 'n punt daarvan om ons Bybels meer gereeld te lees en vir absoluut niks te vervang nie. Ek sluit af deur weer ons gedeelte uit Psalm 119 te lees, maar ek gaan ook die eerste gedeelte lees, so ons gaan saam van vers 1 tot vers 16 lees. Dit gaan goed met die wat onberispelik lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Dit gaan goed met die wat sy verordeninge gehoorsaam, die wat met hulle hele hart sy wil doen, geen onreg pleeg nie, en in sy weë wandel. U het u bevele gegee, dat dit ten volle uitgevoer moet word. As ek tog maar net op 'n vaste koers kan bly, en my aan u voorskrifte kan hou. As ek al u gebooie in ag neem, sal ek nooit raad opwees nie. U bepalings is regverdig. As ek hulle ter harte neem, sal ek u loof met 'n opregte hart. Ek sal my aan die voorskrifte hou, moet my tog nooit verlaat nie.
Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Deur om te hou aan U woord. Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van U gebooie nie. Aan U beloftes hou ek vas. Dit weerhou my van sonde teen U. Aan U kom die lof toe, Here. Leer my U voorskrifte. Al U bepalings wil ek een vir een opnoem. Om volgens U verordeninge te lewe, gee my meer vreugde as al die rykdom van die wêreld. U bevele bly my altyd by. Ek gee ag op die pad wat U aanwys. Ek verlustig my in U voorskrifte. U woord vergeet ek nie. Amen. Daar's nou 'n oomblik van stilte. Here, dankie vir U woord. Bedoelende Here, dankie vir U geskrewe woord, waar U soveel mense se lewens geïnspireer het, dat hulle neergeskryf het van die wonders wat U gedoen het, dat ons vandag daarin kan deel kry. Maar Here, dankie ook vir U woord, wat lewe kom gee het, wat geskape het. Here, dankie vir U woord wat as ons waarheid dien. Dankie vir U woord, U as ons verlosser, U as ons Vader. Here, dankie vir alles. Maar help asseblief dat ons die noodsaaklikheid van U Bybel en al die waarheid wat daarin opgeskryf is, Here, dat ons dit sal kan raak sien. Dat ons nie sal wegbeweeg van U woord nie, maar dat ons dit deel sal maak en dat ons U daarin sal soek. Want Here, in U woord opgevat is daar soveel wonder, soveel waarhede wat ons lewens sal kom verander, wat ons oë sal kom oopmaak tot 'n dieper verhouding met U. Ons dankie vir die geleentheid en ek vra asseblief dat ons nooit van U woord af sal wegbeweeg nie. Dat ons nooit dit as 'n ou bundel van maar net stories sal sien nie, maar dat ons dit ten alle tye sal beskou as U onfeilbare woord. Ons dankie daarvoor, Here. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, wat ook so deur sy woord aan ons geopenbaar word, sal met elkeen van julle wees, tot in lengte van dae. Amen.